Welkom weer by Transforming Kids. Ek is Wynand en hier by my vandag is soos gewoonlik my geliefde persvriend Bobby Ballon. Ek en Bobby het nogal gewonder of julle kan onthou waaroor ons laas gesels het. Ons het gesels oor hoe ek praat met my mond. Ek en Bobby het die maats geleer dat wat jy sê baie krag het. Ons moet besef dat die woorde wat ons gebruik om te praat 'n groot impak het. Ons woorde maak saak en dit het 'n effek op die mense om ons. Ons het ook gesels van klein vuurtjies en groot vure en van die mens se tong. Ons tong is soos 'n klein vlammetjie wat 'n groot vuur kan begin. Dit beteken dat dit wat ons sê kan 'n klein dingetjie wees, maar dit kan baie groot gevolge hê. Wanneer die Bybel praat van ons tong, dan praat dit van hoe ons praat. Wanneer ons tong iets sê, dan kan dit 'n hele situasie omdraai of in 'n sekere rigting stuur. Ons tong is eintlik baie sterk en het 'n groot effek op die mense om ons. Nou maats, vandag gesels ek en Bobby bietjie weer met jou oor hoe praat ek met my mond. Ek en Bobby wil julle graag weer leer dat julle kan kies om wat julle sê te beheer. Ons is in beheer van ons monde en ons moet selfbeheersing toepas wanneer ons monde gebruik. Dit beteken, ons moet vir ons monde sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ons moet ook vir ons monde sê wat om te sê en hoe om dit te sê. Maar voor ons verder gesels, kom ons loof en prys die Here met hierdie twee liedjies en julle kan lekker saam sing. Dan gesels ek nou weer met julle. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Maar dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Dit is so swaar. Dit is so swaar om jou laste te dra. Maar dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit is so lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dit is lekker om die Here te hê. Daar is 'n nuwe generasie wat opstaan in ons land. Hulle kreet is Jesus, hulle hart is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land.
opstaan in ons land. Ons kreet is Jesus, ons hart is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Ons harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. Maar kom ons maak ons oogies toe. En ons vra net die Here vir dat hy ons sal help om hierdie les te verstaan vandag en wat ons met ons monde moet doen. Kom ons bid saam. Vader God, baie dankie dat U vir ons wil vertel hoe ek met my mond moet praat. Leer ons asseblief vandag om ons monde te beheer en dit wat ons sê sal gebruik ook om ander mense gelukkig te maak. Help ons dat ons monde wanneer ons praat, dat ons sal kies wat om te sê en hoe om dit te sê. En ook om te kies wanneer om stil te bly en wanneer om te praat. In Jesus se naam. Amen. Maar vandag gesels ons weer 'n bietjie oor hoe ek praat met my mond. Ek en Bobby wil julle graag leer dat julle kan kies wat julle sê en hoe om julle monde te beheer. Ons is in beheer van ons monde en ons moet selfbeheersing toepas wanneer ons ons monde gebruik. Dit beteken ons moet vir ons monde sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ons moet ook vir ons monde sê wat om te sê en hoe om dit te sê. Maat, raai wat? Dit is Bobby se verjaarsdag vandag. Ons is sommer baie trots op hierdie pragtige Bobby ballon. Hy is vandag 6 jaar oud. Kan ons vir Bobby sing? Is julle reg? Veel geluk, liewe Bobby, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjoe, baie dankie maats. Ek weet dit was nou vir Bobby sommer baie spesiaal geweest en dit hy sommer nou spesiaal voel. Nou wil ek julle graag vertel wat het gebeur by Bobby se partytjie. Die naweek wat verby is, het Bobby partytjie gehou en al sy ballonmaatjies was daar. Sy ouer neefie Benny, hy was ook daar geweest. Bobby het gevra, hy wil graag 'n koek hê wat lyk soos 'n ruimtetuig. Bobby se mamma het lank gebak en versier aan sy koek. En dit was 'n baie mooi koek en Bobby het sommer baie trots gevoel op sy mooi koek. Hy kon nie wag om vir sy maatjies, sodat sy maatjies dit kan sien nie. Al sy maatjies het gedink dit is 'n baie mooi koek en hulle kon nie wag om dit te proe nie. Maar o weer, toe kom Benny daaraan en hy sê toe vir Bobby iets wat hom woedend maak. Weet julle wat beteken woedend? Dit beteken baie kwaad. Hy sê toe vir Bobby, ag Bobby, jou koek is glad nie so cool nie. Ek het 2 jaar terug al so 'n koek gehad. Ruimtetye is vir babas. Julle kon seker dink wat Bobby baie skaam gekry het voor sy ander maatjies. Hy wou nie hê al sy maatjies moet dink hy is 'n baba nie. Hoekom dink julle het Benny dit gesê?
Ja, ek dink hy was net jaloers geweest. Bobby se ma kry hom toe in sy kamer, waar hy op die vloer sit en huil. Toe sy hoor wat Benny gesê het, toe praat sy rustig met Bobby. Sy vertel hom toe wat babas doen. Babas dra doeke en hulle drink melk uit bottels uit en hulle kan nie eers praat of loop nie. Toe Bobby dit hoor, is hy met 'n groot glimlag terug na sy maats toe. Hy het geweet, hy is verseker nie 'n baba nie en almal kan dit sien. En toe was die res van sy verjaarsdag super duper lekker geweest. Maar as kom ons praat 'n bietjie oor hoe ons monde beheer. Dit beteken, ons moet vir ons monde sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ons moet ook vir ons monde sê wat om te sê en hoe om dit te sê. Nou, dit is 'n mondvol. Dis baie dinge. Kom ons begin by die eerste deel. Ons moet vir ons monde sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Dit beteken, ons moet ons monde beheer. Dit is deel van selfbeheersing. Wanneer juffrou in die klas vra dat ons moet stil bly, dan moet ons kies om ons monde toe te hou en nie nou met ons maatjies te gesels nie. Wanneer ons voor in die klas praat, dan moet ons kies om ons monde oop te maak en lekker hard te praat sodat almal ons kan hoor. Dis asof ons 'n sleuteltjie het waarmee ons kan kies om ons monde oop te sluit of toe te sluit en eerder moet luister. Die volgende een is net so belangrik. Ons moet beheer wat ons monde sê. Dit is ook deel van selfbeheersing. Ons kies of ons woorde sê wat die mense om ons afbreek of opbou. As ons die mense om ons afbreek met ons woorde en ons maak hulle sleg voel oor hulle self, dan wil hulle later nie meer om ons wees en saam met ons wees nie, maar dan is dit nie vir hulle lekker nie. Dit is soos met Bobby se verjaarsdag. As Benny heeltyd sulke dinge aanhou gaan sê vir Bobby, nee. Dink julle Bobby gaan weer na sy partytjie toe nooi? Ek dink nie so nie. As ons kies om die mense om ons op te bou met ons woorde, dan is dit vir hulle lekker om by ons te wees. As ons kies om te jok, dan kan die mense om ons nie meer vertrou nie. En dan glo hulle ons later nie meer as ons hulle iets vertel nie. As ons kies om die waarheid te praat, dan weet mense hulle kan ons vertrou. Dink 'n bietjie aan Bobby se mamma. Hy het geweet hy kan sy mamma vertrou, want sy mamma jok nooit vir hom nie. En wat sy vir hom vertel is waar, en daarom kon dit hom help. Dan is dit ook belangrik hoe ons dinge sê. Dis deel van selfbeheersing om mooi te praat en nie te skree nie, al is jy kwaad. Dit vat baie keer oefening. Dink terug aan hoe mooi Bobby se mamma met hom gepraat het. Dit het hom toe baie gehelp. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel oor hoe ek met my mond moet praat. Spreuke 15 vers 1 sê die volgende daaroor: 'n sagte antwoord laat woede bedaar, en 'n krenkende woord laat woede opvlam. Maar dit klink vir my, dit beteken dat wanneer iemand kwaad is en dalk selfs met jou lelik praat of op jou skree en jy skree dan terug, dan maak dit hulle sommer net nog kwaader. Maar wanneer jy selfbeheersing het en rustig met hulle praat, al skree hulle dalk, dan gee dit hulle die kans om ook weer rustig te raak. So ek en Bobby dink dis nogal baie belangrik om ons monde te beheer. Ons moet vir ons monde sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ons moet ook vir ons monde sê wat om te sê en hoe om dit te sê. Ons moet elke dag ons selfbeheersingssleuteltjie gebruik en kies om ons monde oop te sluit of toe te sluit. Maar as kom ons maak ons oogies toe, dan bid ons saam en vra vir God om ons te help om vir ons monde te sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. En ook om ons te help om hoe ons dinge sê en ons te help met wat ons monde sê, met selfbeheersing. Kom ons bid saam, kom ons maak ons oogies toe. Vader God, baie dankie dat U vir ons monde gegee het om te praat. Help ons asseblief dat ons monde sal beheer. Help ons om presies te weet wanneer om te praat, wanneer om stil te bly. En help ons ook hoe om dinge te sê en wat ons met ons monde sê, met meer selfbeheersing. In Jesus se naam. Amen. Maats, dit was vir my en Bobby baie lekker om by jou te kuier vandag en met jou te gesels oor hoe ek praat met my mond. Ek en Bobby glo en vertrou dat julle elke dag sal kies wat julle sal sê en dat julle woorde sal beheer. Onthou, ons is in beheer van ons monde en ons moet selfbeheersing toepas wanneer ons monde gebruik. Ons moet vir ons monde sê wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Ons moet ook vir ons monde sê wat om te sê en hoe om dit te sê. Sê 'n bietjie tande vir Bobby. Ons gaan afsluit met 'n liedjie
en ek bid God se seën en vrede oor jou tot 'n volgende keer. Bye bye.